Elke sonsopkomst skilder 'n nuwe begin, maar vir Arthur het dit dikwels 'n ou probleem uitgelig. Sy seun, Leo, was slim en vol gees, tog het hy 'n vlugtige vasberadenheid gehad. Sodra 'n taak uitdagend geword het, sou Leo se entoesiasme vinnig verdwyn, vervang deur 'n sug van oorgawe. Arthur het verlang om Leo die ware essensie van volharding in te boesem, nie net britte krag nie, maar intelligente uithou vermoë. Een middag het Arthur vir Leo na sy deurmekaar studeerkamer gelei, 'n vertrek vol hoë boekrakke en vergete skatte. Hier het hy na 'n pragtige, ou koper kompas gewys wat op die heel boonste rak gestaan het, amper aan die plafon. Daardie kompas, my seun, het Arthur verklaar, was 'n oorgrootpasin. Dit is joune, as jy dit kan kry. Leo se oë het opgehelder, toe vinnig verdof. Die rak was onmoontlik hoog, ver buite sy bereik. Die vertrek was 'n doolhof van boeke, bokse en meubels, wat 'n leer onprakties, selfgevaarlik, gemaak het. Leo het gefrons en gemompel oor die onregverdigheid daarvan. Hier het hy eers probeer deur te rek, te vergeefs te spring, sy vingers het net lig geborsel. Volgende het hy 'n klein stoeltjie gesleep, wankelrig gestaan, net om te vind dat die kompas nog sentimeters weg was. Frustrasie het aan hom geknaag. Hy het gesoek na 'n stewige boek om op te staan, maar die vloer was te ongelyk. Hier het hy selfs 'n lang, dun besemstok oorweeg, maar dit het die kompas net verder teruggestoot in 'n val gerisk. "Dis onmoontlik, papa," het Leo uitgeroep en sy hande opgesluit. Arthur, wat uit sy leunstoel dopgehou het net sag geglimlag. "Onmoontlik, Leo, of net nie voor die hand liggend nie. Soms gaan die antwoord nie oor hoe ryk nie, maar oor anders sien. Hou op om vir 'n oomblik op te kyk." Versla het Leo op 'n boontjiesakkie gestort. Sy blik het van die embossante rak na die chaotiese vertrek om hom gedryf. Hier het hy die lyne van die antieke lesenaar, die patroon op die mat, gevolg, en toe het sy oë iets eienaardigs opgevang. Daar, amper onsigbaar teen die donker hout van die rak daaronder, was 'n skraal, donker draad. Dit het gelyk of dit agter 'n stapel boeke verdwyn. Deur sy subtiele paadjie met sy oë te volg, het Leo besef dat dit al die pad opgestrek het oor die boonste rak en aan die antieke kompas vasgemaak was. Arthur het hierdie uitgebreide opstelling georkestreer. Met 'n skielike oplewing van begrip het Leo die boeke versigtig van die onderste rak geskuif en 'n lengte van die tou onthul. Hier het hy dit saggies getrek. Die kompas, in plaas van om neer te stort, het grasieus vorentoe gegly, van die rand afgekantel, en sag op 'n dik, gevoude kombers beland wat Arthur vooraf subtiel op die vloer geplaas het. Breë glimlag het oor Leo se gesig versprei. Hy het nie hoef te klim nie, hy het net hoef waar te neem. Arthur het oorgeloop, die kompas opgetel en dit aan sy stralende seun oorhandig. "Sien jy, Leo, ware volharding gaan nie altyd oor britte krag of om dieselfde mislukte pogings harder te herhaal nie. Dit gaan oor om terug te staan, die hele landskap waar te neem, en die regte probleem te identifiseer." Die uitdaging was nie die hoogte nie, dit was die verborgde paadjie, die slim oplossing. Lewe se grootste struikelblokke vra dikwels nie vir meer moeite in die verkeerde rigting nie, maar vir 'n nuwe perspektief, 'n kreatiewe gedagte. Soms is die mees volhardende gees die een wat weet wanneer om op te hou om 'n geslote deur oop te dwing en eerder na die sleutel te soek. Leo het die kompas vasgehou, 'n les wat dieper ingehets is as wat enige lesing kon oordra. Watter verborgde paaie wag vir jou om te ontdek? Moenie net harder druk nie, dink slimmer. As hierdie storie jou geïnspireer het om nuwe oplossings te soek, gee ons 'n like en teken in op Afrikaans Repo vir meer stories van wysheid en onverwagse oorwinnings. Deel jou eie stories van slim volharding in die kommentaar hieronder.